Ons begin vandag die groeigeleentheid aan die hand van die Efesiërbrief. Nou, u sal sien in die stukkie wat ook virtueel, ook elektronies aangestuur is, of dan in die harde kopie, die hele oorsig van waar Efese geleë is, en wat die belangrikheid daarvan is, dat ook hierdie brief vir ons in die kanon opgeteken is. En nou gaan ons by beide dienste vandag stilstaan by Efesiërs 1. Nou in die Grieks bestaan vers 3 tot 14 as een sin. Een sin met bykans 203 woorde. Een sin, 203 woorde. So ons staan vandag in die eredienste stil by 203 woorde. Maar vanoggend by hoe die Pinkster gebeur vir ons hier in Efesiërs 1 opgesluit lê, en dan as die Here wil, vanaand by die loflied van die uitverkiesing te midde van soveel onsekerhede wat ons dikwels in ons harte het ons saamdra. Kom ons lees Efesiërs 1 vers 1 tot 14. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. En nou vra ek dan, net na ons klaar gelees het, dat daar net die eerste skuifie van die struktuur van Efesiërs 1 op die skerm sal verskyn, wat dit effens makliker maak. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur het volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het julle ook deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. En dan hierdie volgende woorde as ons fokusverse: in Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Voordat ons saam bid, net die skyfie asseblief, wat die struktuur weergee, broers en susters. Ek dink belangrik in 'n moeilike gedeelte, baie woorde wat op een gestapel is, dat u net raak sien hoe dit daardie seëninge van God in die begin, wat 'n loflied is, en dan ook die einde daarvan, wat dan sing daarvan, dat alles wat daarin geskrywe is,
tot lof van God moet strek. Dat dit eintlik die raam is waarbinne dit gebeur. En dan eintlik 3 groot blokke, Efesiërs 1, wat sing oor die verlossingswerk van God drie-enig, in vers 4 tot 6, wat die Vader doen. Ons staan weer vanaand daarby stil, en dan ook gedeeltelik in die tweede blok, die werk van God die Seun, en dan gaan ons ook by dit vertrek, en dan die laaste blok, die lof aan God die Heilige Gees, vers 13 tot 14, DV vanoggend. Maar kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons het vanoggend saamgekom, om dan ook die wonderlike troos van Pinkstergebeure te herdenk. En ons besef dat wanneer ons oor God die Heilige Gees praat, ons insig en ons wysheid ver te kort skiet. Maar ons dankie dat ons ook in aanbidding voor U kan neerval, wat ook aan ons die Heilige Gees gegee het. In alles volledig God, en soos ons bely die derde persoon van U drie-eenheid. En ons dankie dat ons in hierdie beslissende tyd van ons lewens, tussen hemelvaart en Pinkster en wederkoms, ook mag weet dat U ons geseën het met die kosbaarste gawe denkbaar, U Gees. Ons dankie dat ons as gelowiges saam met die kerk wêreldwyd ook vandag die kerk se geboortedag mag herdenk, toe U 3000 mense op Pinksterdag tot die getal van die gelowiges toegevoeg het. En nou kom ons ook as gemeente saam, om te kom luister na wat U in U woord aan ons openbaar. Maar dan wil ons ook as gemeente bid vir soveel van ons lidmate wat in die week diep bedroef is. Ons bid dat U op U tyd deur die kragtige werking van U Gees trane sal afdroog en salf aan die wonde sal smeer en self deur U Gees die trooster sal wees. Ons weet, ons is en bly gebroke mense. En daarom bid ons dat U deur hierdie rouproses families en geliefdes sal vashou in die geloof. En nou bid ons dat U ook nou in die oomblikke aan ons werklik bereidwillige harte sal gee, om nie alleen te hoor wat die verklaring en toepassing van U woord aan ons meedeel nie, maar deur ook op gelowige wyse hieraan deel te neem en dit met ons saam te neem na 'n nuwe lewensweek. So kom ons en ons bid dat U ons harte sal verlig en ons ore werklik opmerksaam sal maak. Dit alles bid ons nie omdat ons dit verdien nie, maar ons pleit dit van U in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. In Christus die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het. Geliefde broeder en suster, ons jonger kinders, om jou geboortedag te ken, nie vaagweg bewus te wees daarvan nie, maar om dit te ken, is sekerlik een van die grootste geskenke denkbaar. Want wanneer ek my geboortedag ken, dan weet ek
waar ek vandaan kom. Ek weet wat die raam of die konteks om my lewe is. En ek is deeglik bewus van daardie koesterende gesinsverband, familiegeskiedenis in my lewe. So ek het nie maar net skielik as 'n terloopse gedagte hier op aarde aangeland, in 'n familie, in 'n gesin gebore, met 'n geboortedag wat lank tevore deur die Here bepaal is. En dan as ons dit sê, broeder en suster, en dit geld vir ons persoonlike lewens, hoeveel te meer geld dit dan nie wanneer ons praat van die kerk van ons Here Jesus Christus se geboortedag met die uitstorting van die Heilige Gees. En sou dit sekerlik ook gepas kon wees om nou te sê, broeder en suster, aan almal van ons hartlik geluk met die herdenking van die kerk van alle eeue se geboortedag vandag. En weet u, op hierdie dag gee God, soos hy lank van tevore beloof het, die duurste en kosbaarste geskenk aan ons, God die Heilige Gees. Maar weet u, elke dag sedert Pinksterfees, elke dag daarna, kom God steeds deur die werking van die Gees en hy oorlaai ons met geskenke. Hy gee aan ons gawes waarmee ons God moet dien, mekaar in 'n gemeente kan dien, maar ook die wêreld daar buite kan dien met ons gawes. Ryklik begenadig, wil ons sê, is elke gelowige vanaf Pinksterfees. En nou baie belangrik, broeder en suster, dat wanneer ons sê, ons vier Pinksterfees vandag, is dit nie maar net met daardie opgewondenheid, dat die asem en die vuur van die Gees ook deur ons werk nie, maar dan herinner dit ons ook elkeen daaraan, dat die uitstorting van die Gees die onderstreping is van 'n kritieke tyd, 'n belangrike tyd, soos wat die prediker op Pinksterdag, die apostel Petrus, ook in sy preek vir ons sê. En hoor nou wat sê hy. Hy sê, so sal dit in die laaste dae wees, so sal dit in die eindtyd wees, sê God. Ek sal my Gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en dienaresse sal ek in daardie dae my Gees uitstort en hulle sal as profete optree. Sien? 'n gedeeltelike vervulling van die profeet Joël 2, vers 28 tot 31, wat alreeds in 'n ou bedeling aangekondig het, dat wanneer God op 'n sekere tyd sy Gees uitstort aan sy kerk, dit as ware die begin van die eindtyd sal wees. Hier's reg. U is heeltemal reg, broeder en suster. Elkeen van ons lewe nou in die eindtyd. Ons wag nie daarop dat die bus van die eindtyd moet begin vertrek nie. Hy het reeds vertrek, hy is reeds aan die kom. Dink u self in. U staan daar in die veld. En u wag op iemand om u te kom haal, en dan van ver. Selfs nog voordat die geluid van daardie voertuig gehoor word,
daardie stofwolk daar in die verte. En met daardie gedreun wat al hoe nader en nader kom, en dit is wat Pinksterfees ons aan herinner. God is aan die kom in hierdie wêreld. En dit raak my lewe ten nouste. En hierop wil ons dan fokus in die prediking vanoggend. En ons doen dit aan die hand van die Efesiërbrief. Ons sou dit aan die hand van die Romeinebrief kon doen. Ons sou dit aan die hand van talle ander gedeeltes kon doen. Maar in die lig van die reeks prediking is daar besluit op wat sê Efesiërs. En nou moet jy onthou dat wanneer die apostel Paulus so op 'n kragtige wyse skrywe oor die werking van die Gees, dan het ook met 'n bepaalde rede teen 'n bepaalde agtergrond geskied. Want hier het ons in Efese te maak met die antieke handelsstad. Met ander woorde, 'n klomp kulture en 'n klomp mense wat gekom en gegaan het. En hier preek die apostel Paulus as dominee vir 3 jaar in die gemeente van Efese, voordat die Gees hom daarvandaan na 'n ander plek begelei. En wat gebeur hier? In Efese het ons in ons woorde uitgedruk, in vandag se idiom, met 'n ongelooflike, aktiewe, meelewende gemeente te maak. Efese was selfs in daardie tyd 'n muurnes van bedrywighede, aan aksies en aan bedieningspatrone en bedieningsstrukture het dit glad geensins ontbreek nie. Maar onthou u, wanneer daardie briewe aan die 7 gemeentes geskrywe word, is daar ook 'n brief wat op 'n sekere dag voorgelees word, waarin die koning, ons Here Jesus Christus, vir hierdie gemeente skrywe en sê, ek het een ding teen julle. En dit is dat julle so in al hierdie dinge vasgevang is. Die gemeente van dinge en bedrywighede. Maar julle het julle eerste liefde verlaat. En wanneer jy jou eerste liefde verlaat, en daardie raakvlak van liefde vir God in dit wat jy doen ontbreek, het jy soos 'n leë paaseier geword. Jy kom agter, broeder en suster. Dis 'n gewigtige brief, wat begin met gewigtige sake. En nou weet u, dat die Efesiërbrief eintlik 'n maklike, moeilike brief of 'n moeilike, maklike brief is. Vanweë die feit dat hy duidelik uiteenval in 2 blokke. Die eerste 3 hoofstukke, kom ons noem dit die teologiese begronding, van waar kom die gemeente vandaan? Beginnende by die kerk het 'n ewigheidsagtergrond. Beweeg dan na daardie punt toe wat sê, alles waarvoor die kerk staan, het in 'n identiteitsdokument die verlossing en die genade in Christus. En nadat dit in 3 hoofstukke met groot nadruk verduidelik is, beweeg hoofstuk 4 tot 6 oor na die praktyk, die toepassing van hierdie lang preek. Hoe beïnvloed dit 'n gemeente in terme van gemeente wees? Hoe beïnvloed dit 'n verhouding tussen man en vrou, ouer en kind, kind en ouer, werkgewer teenoor werknemer, en dan ook hoe dit ons lewens elke dag beïnvloed, waar ons dan met die wapenrusting van die Gees te maak het. So, ek kom agter, 'n gewigtige brief. En dan, hier aan die einde van hierdie brief, hierdie baie duidelike onderstreping van die werk van God die Heilige Gees. So amper asof die prediker, wat op hierdie stadium in die tronk is, in die gevangenis is, vir hierdie gemeente wil sê, maar kom,
Ons beweeg so naas moontlik aan 'n erediens. Kom ons prys die Here. Kom ons loof die Here. Want hy het nie alleen dinge vir ons kom doen nie, maar hy doen ook nou dinge in en deur ons. Hy doen dit deur sy Gees te stuur om ons te verseël en om as ons waarborg op te tree. Maar broeder en suster, baie belangrik in die verstaan van Pinksterfees, en dit sit u nou in 'n volgende skyfie, asseblief nie, net vir ons daar op die skerm kry, is dit baie belangrik om die Ou Testamentiese wortels, wat baie nou saamhang met die verskillende oesfeeste, net te snap. Nou op die skerm sal jy sien, met Paasfees, is daar die gerwe gebring, of daar die eerste vrugte gebring, wat sê, daar is 'n verwagting van 'n oes, en sonder die genade van die Here kan niks hiervan gebeur. En dan 50 dae, 7 weke daarna, dan die insameling van daardie eerste deel van die oes. So, Pinksterfees, wat dan ook baie duidelik in die Ou Testament as wortel gehad het, 'n bepaalde fees oor die insameling van die graanoes, en dan loop dit uit op die Loofhuttefees, wat nie alleen die deurtog deur die Skelfsee herdenk nie, maar ook onder die druiwe en die olywe ingebring is. Dankie Minnie daarvoor. Broeder en suster, so wanneer ons aan Pinksterfees dink, is dit belangrik om te onthou dat Paasfees in daardie tyd in ons idioom Maart tot April was, en Pinkster 7 weke daarna, Mei tot Junie. En nou is dit vir ons belangrik om te weet dat daardie oesfees waarvan ons praat, op Pinksterdag vervul word. En dis hoekom ons praat van die geboortedag van die kerk, want 3000 mense word by die getal van die gelowiges bygevoeg. 3000. Nou broeder en suster, in ons idioom sou 3000 lidmate sinoniem wees met 'n makrogemeente. So 'n makrogemeente op een dag by daardie Pinksterpreek van Petrus, waar die asem van God die Heilige Gees hier oor Jerusalem waai. En nou die aangrypende van dit wat ek vanoggend aan u verkondig, is dat daardie oes eintlik maar die begin van die oes is wat ingebring is. Die res van die oes sou van Pinkster af tot en met wederkoms steeds voortgaan en groter word. En nou kom ons by ons Pinkster gebeure, broeder en suster, en vra, die gereformeerde kerkvereniging, is ons deel van hierdie oes wat ingebring word? Of sou ons maar vir altyd bekend staan as 'n klompie lidmate in 'n lidmaatregister wat net na onsself omsien? En nou, broeder en suster, trek ons die gordyn oop by die behandeling hiervan. En dit is, in Christus Jesus is ons God se losgekoopte eiendom, verseël deur die Heilige Gees as die waarborg van al sy beloftes. Ons sal van naderby by dit stil staan. So, daar is die twee kante van die saak waarna ons kyk. Ons kyk eers na wat dit beteken as ons in Christus losgekoop is en nou 'n erfenis het. Maar ons kyk in die tweede plek na hoe God die Heilige Gees met hierdie sekerheid in ons lewens werk, deur ons te verseël en deur as 'n waarborg in ons lewens op te tree. Broeders en susters, Efesiërs begin op 'n geweldige kragtige wyse
nadat die groete boodskap gegee is, kom vers 3 en sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So, dit is amper asof vers 3 sê, verstaan die fondasie van jou lewe. En wat is daardie fondament? Wat is daardie absolute vertrekpunt in jou lewe? Ek is geseënd, ek is makarios. Ek is in die oorvloedigste sin van die woord 'n gelukkige mens. Hoekom so? Want God het ons geseën. Hy het sy hande op ons lewens kom plaas, hy kom beslag lê op ons, deur ons in Christus te seën, met al die seëninge van God die Heilige Gees. U sien, broeder en suster, ek is geseënd. Ek is nie maar net geseënd wanneer ek 'n verhoging ontvang het, of wanneer ek 'n bepaalde prestasie bereik het, maar ek is reeds geseënd in Christus met die seëninge van die Heilige Gees. En dit is waaroor hierdie een sin wat bestaan uit 203 woorde eintlik die hele tyd sing. Daar word gesing oor die seëning van die uitverkiesing van voor die grondlegging van die wêreld af. Met ander woorde, ek is nie net so 'n ou bysaakie, so 'n terloopse ding wat ontstaan het nie, en nog minder is die kerk maar net nog 'n instelling wat iewers tot stand gekom het nie. Daar word gesing oor dat ons in Christus dan aangeneem is tot kinders van die Vader. Met ander woorde, ek is deel van 'n geloofsfamilie. Al voel ek soms alleen, man alleen en vrou alleen in hierdie wêreld. En dan word daar gesing van verlossing en vergifnis. En dan word daar aan die einde ook weer gesing oor die feit dat ons verseël is deur die Heilige Gees. Broeder en suster, kom ons sê dit weer. Ek is 'n geseënde mens. Ek is 'n geseënde ongeag wat my omstandighede op hierdie stadium in my lewe kan wees. En as ons dit snap, dan snap ons dat die apostel Paulus aan die einde ook sê dat as ek weet ek is geseën, dan moet alles in my lewe tot lof van God strek. Met ander woorde, letterlik vertaal, dan moet ek God vereer met alles wat ek sê, met alles wat ek doen, met alles wat ek elke dag aanpak. En dan reg hier in die middel van hierdie twee kragtige arms, seëninge en 'n lofsang aan God, doen die apostel Paulus moeite om te sê, kom ons gaan kyk, na wat het God in Christus vir jou gedoen? Wat is daardie skatte, wat is daardie seëninge wat hy vir jou uit genade kon gee? En dan is daar twee dinge wat Efesiërs 1 uitlig. Die eerste een is, ons is losgekoop van die sonde. In die 83 vertaling lees ons van die woord verlos, maar daardie woord beteken ek is losgekoop. Nou broeder en suster, wanneer jy losgekoop is in die Bybelse tyd, het dit teruggeslaan op daardie praktyk van waar mense, eienaars, slawe vir hulle self aangeskaf. En die slaaf het lewenslank in diens van sy eienaar gestaan. Maar hierdie slawe kom deur middel van hulle eie spaargeld wat hulle vergader het, wat natuurlik baie lank sou geneem het, of deur 'n skenking van iemand anders
losgekoop word van daardie slawediens. Maar selfs wanneer 'n slaaf dan losgekoop is van die diens van 'n eienaar, het daardie slaaf steeds 'n bepaalde verantwoordelikheid teenoor daardie eienaar gehad, naamlik om die eienaar te bly ag. Maar nou word hierdie woord gebruik om aan te dui dat in en deur ons Here Jesus Christus is ons van die slawemark van die Satan afgehaal. Ons is losgekoop en ons het geen in daardie sin van die woord verantwoordelikheid teenoor die Satan en die sonde nie, want ons is nou vry om God te dien. Dink aan 'n trein wat op 'n treinspoor ry. Daardie trein kan oral in die wêreld ry, solank as wat die trein nie daar in die Sahara-woestyn beland, maar op die spoorlyn bly. Ons is vry om die Here te dien, want hy het ons losgekoop, en dis wat daardie woord loskoop beteken. Hy het ons losgekoop as sy besitting. Ek behoort nou met hom, met my lewe en in my sterwe, met my liggaam en my siel, behoort ek net aan hom. En kyk nou hoe aangrypend word dit. As ek dan aan God alleen behoort, en ek het nou sy eiendom geword. Ek is nie maar net 'n huurjy in hierdie wêreld, nie maar net 'n nommer nie. Dan sê hierdie gedeelte, het ons boonop hierdie troos dat ons nou deel geword het van die volk van God. Met ander woorde, ons het deel geword van God se erfenis wat hy vir ons weggewerk het. Want dis wat in daardie tyd gebeur het. Kinders van hulle ouers wat ook kon erf van daardie ouer. En nou sê Efesiërs vir ons, laat ons sing hieroor. Want 'n deel van hierdie erfenis het in Christus alreeds ons toegekom. Maar talle van hierdie seëninge, van hierdie erfenis, sal eers eenmaal, wanneer ons dan met die wederkoms kom, ons finale en volmaakte deel wees. U sien, broeder en suster, wat Efesiërs 1 ons aan herinner, op grond van dit wat die Seun vir ons kom doen het en in ons plek, mag ek weet dat ek 'n identiteit in Christus het. Met ander woorde, dat ek 'n belangrike en 'n baie besondere mens in die oë van God is, vir wie hy hierdie uiterste moeite gedoen het om deel van sy familie te word. Maar dit is ons probleem. Ons hoor dit week na week, jaar na jaar, dag na dag. En dan word dit soos 'n gereedskapstuk wat net stomp word later. En dit is hoekom Efesiërs 1 vir ons sê, maar hoe word ek hiervan verseker? Hoe word ek daarvan verseker dat daardie dag toe Jesus koninklik in die hemel invaar en ons nie maar net hier alleen laat en sê nou moet ons water trap nie, maar dat ons hier verseker word dat toe Jesus die hemel in opvaar, toe word die Gees in ons gegee om die werk van Christus in ons en deur ons te kom voortsit. Met ander woorde, dit wat Christus beplan het, dit wat sy agenda was, word nou die werkswyse van die Heilige Gees. Elke dag word ek nader en nader gebring aan dit wat God die enig in en deur ons Here Jesus Christus vir ons gedoen het. En die eerste aksiestap wat God die Heilige Gees doen, om ons so vas te bind hieraan, is om ons te verseël. Nou hierdie woord verseël beteken letterlik om 'n merk op iets of iemand aan te bring. Dit kan ook beteken om dan eintlik beslag te lê op iets, of die egtheid en die oorspronklikheid van iets word bewaar. Miskien is al drie hierdie betekenisse van toepassing.
in hierdie woord wat hier gebruik word, verseël. Weer terug na die slawehandel van daardie tyd. Nou broeder en suster, daar was 'n koning. En daardie koning het 'n seelring gehad. Maar wanneer daar belangrike amptelike dokumente uitgestuur moet word, lees maar die boek Ester, die boek Daniël, waar die koning 'n edikt uitvaardig. En dan het hy daardie seelring van hom in die was kom doop. En daardie was het hy in die agterkant van daardie koevert het hy gaan druk. En dan is daardie koevert verseël gewees. Niemand anders mag daardie koevert breek, behalwe die koning homself, of dan die persoon wat deur hom die opdrag gegee word om dit te doen. En nou kom hierdie gedagte hier baie duidelik na vore. As ons dan die losgekoopte eiendom is met 'n erfenis wat ongelooflik kosbaar is, dan kom God deur die Heilige Gees en hy verseël. Kom ons noem dit hierdie pakkie, hierdie posstuk van ons lewens, want ons word immers in hierdie wêreld ook mos uitgestuur, ons word gepos. En dan is dit eintlik hierdie gedagte wat tot ons kom, dat ons op pad is na die wederkoms. Ons is op pad na die einde van alles hier op aarde, maar ons word nou verseël. Met ander woorde, ons word nou beskerm met oog op daardie grootse en wonderlike dag wat in ons lewens gaan aanbreek. So niemand kan met hierdie kosbare pakkie lol nie. Niemand kan die egtheid hiervan kom aantas. Dis die een betekenis. Die ander een is, wanneer 'n slaaf in diens van die eienaar getree het daardie slaaf 'n merk ontvang. Kom ons noem dit, is die slaaf gebrandmerk. Amper soos dit ons in die boerdery kry waar boere hulle beeste dan ook brandmerk. Gewoonlik die eerste letter van die voorletters en dan die van. En wanneer daardie dier in die besit van iemand anders gekry word, is dit 'n teken daarvan dat daar diefstal en bedrog gepleeg is. So, nou kom hierdie gedagte baie duidelik na ons toe. As ons Pinkstergebeure in herinnering roep, dan mag ek weet ek is gemerk. En hoe is ek gemerk? Dink maar net aan die doop. Klein babatjies wat gedoop is en gemerk is, nog voordat hulle 'n besluit daaroor kan neem, jy is myne, jy behoort aan my. En nou mag ek weet dat ek as 'n gemerkte mens, in die mooi sin van die woord, deur die lewe gaan, as 'n baie duidelike advertensie teenoor die Satan en al die bose magte. Dis 'n kosbare pakkie, dis wat u en ek is. 'n Kosbare pakkie op pad na 'n kosbare bestemming. En nou sê ons, ja, dis waar. Maar ook hierdie gedagte ontgaan ons meermaal. En dis hoekom Efesiërs 1 dan ook 'n tweede gedagte bybring. En so is God die Heilige Gees ons waarborg dat al daardie duisende en miljoene dinge wat die groote God aan ons toesê, al hierdie beloftes, dat al hierdie seëninge in die skatkis van God se beloftes, nou maar ook eenmaal wanneer hierdie aardse bedeling verby is, werklik alles ons deel sal wees. Hy gee die Gees as 'n waarborg, as 'n onderpand, as 'n deposito, as 'n eerste betaling, wat eintlik die waarborg is dat al hierdie ander paemente gaan volg. Want so het daardie tyd ook gebeur. Indien iemand dan in die skuld geval het by 'n skuldeiser, dan het daardie skuldeiser iets kosbaar gevra, 'n kosbare kledingstuk, 'n kosbare item, 'n kosbare besitting,
sodat daardie skuldeiser dan ook die gemoedsrus het, dat die res van die afbetaling gaan gebeur. En nou word hierdie wonderlike gedagte ons voor oë gehou. Het ek enige twyfel daaroor dat hierdie wonderlike dinge vir my sal aanbreek? Kyk na die werking van God die Heilige Gees in jou lewe en in jou hart, wat jou begenadig met die geloof. En weet dan dat hierdie erfdeel, dat hierdie seëninge vas staan. Want ons het reeds op Pinksterdag die deposito ontvang. Ons jonger kinders, wanneer ek 'n voertuig koop en ek moet dit afbetaal, word daar gewoonlik deur die persone wat finansier 'n deposito gevra. En sonder daardie deposito kan ek nie met daardie motor by daardie motorhawe uitry. Want daar is ook duidelike verbintenisse van die res van die paemente gaan volg. En nou mag ons weet dat die God wat ons niks skuld uit genade kom en hy sê, ek gee hierdie seëninge, jy is geseën. En jy mag weet, tree vir tree nou in jou lewe, maar ook eenmaal sal hierdie res van hierdie seëninge ook aan jou uitgedeel word. Broeders en susters, Pinksterfees, wat ons ook vandag weer kom herinner en sê, jy is losgekoop, jy is gemerk, jy is verseël, jou lewe is gewaarborg, daar is 'n goddelike handtekening wat oor jou lewe geskryf is. Die seelring van God se genade is in die was van ons Here Jesus Christus se genade gedomp. Ek is nou 'n kosbare pad, op pad na daardie dag wanneer ons die Here van aangesig tot aangesig sal ontmoet. Kan u en ek hiervan sing? Indien ek nie hiervan kan sing, het dinge ernstig skeef geloop, broer en suster. U en ek, hierdie geloof is so kosbaar dat die Here sy stempel en handtekening oor my lewe kom plaas. Jy is myne. Niemand anders nie. Amen. Ons verenig saam in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons mag weet dat ons eg is, want ons is verseël. Daardie kosbare waarborg, daardie stempel van ons is u kinders, dra ons deur die lewe. Ons dankie dat ons ook mag weet dat u Gees so intiem in ons woon en dat hy ons elke dag herinner aan wat u vir ons kom doen het. Ons dankie dat ons mag sê ek is geseën, want u het die skatkis van u seëninge ook kom oopmaak ook aan ons. En daarom wil ons u loof met liedere, lofsang en ons lewenswys vir hierdie sekerheid dat u ons ook so verseël dat nie die Satan of enige mens iets aan ons kan doen. Ons dankie vir die wonderlike vooruitsig dat ons eenmaal
vir altyd by U sal wees. En ons bid dan nou vir ons gemeente, ons bid vir elke kind, te midde van skoolaktiwiteite, eksamens, ons studente, ons bid vir elke ouer, ons bid vir elkeen betrokke by katedese, ons bid vir elkeen wat al ver op die lewenspad gevorder het, ons bid vir siekes, bid vir hulle wat in hospitale is, ons bid vir elke lidmaat in ons gemeente, waar elkeen van ons ook elke dag die werklikheid en die uitdagings van 'n geloofstryd leer ken. Ons dankie dat ons hierin mag weet, dat die glimlag en dankbaarheid van U seëninge dan ook die bron van alles is, en dat ons ook net een doel het, en dit is om met ons lewenswyse aan U die lof toe te bring. Wil U elkeen van ons mildelik en ryklik naby wees, deur ons ook so toe te vou in U koesterende liefde en genade. So bid ons die dinge van U, nie omdat ons dit verdien nie, maar ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.